Goeiemôre geliefdes, dis vir my voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Welkom by een van ons Pinkstergeleenthede. Ek glo en vertrou dat as die Gees met ons werk, ons elkeen vandag die boodskap sal kry wat ons behoort te kry. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons sluit net eers ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U en ons sê vir U dankie. Dankie dat ons 'n tyd soos Pinkster het. Dankie dat ons by hierdie tekste kan stil staan, dat ons dit kan bestudeer, dat ons daaroor kan nadink en dat ons vir onsself kan afvra wat se rol speel die Heilige Gees in ons lewe. Wat 'n verskil maak Pinkster aan elkeen van ons. En daarom kom vra ons vir U, breek vandag hierdie woord vir elkeen van ons oop. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons staan in hierdie Pinkstertyd by Handelinge stil. Ek wil vir ons 3 gedeeltes vandag lees. Die eerste een gaan Handelinge 1 vers 8 wees. Dan gaan ons na hoofstuk 2 toe vanaf vers 4 en ons gaan net daar vers 4a lees en dan beweeg ons aan na hoofstuk 2 vers 14 tot 36. So indien u u Bybel het, is u meer as welkom om saam te volg. Die eerste gedeelte wat ons dan nou lees is Handelinge 1 vers 8 wat sê: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. En dan beweeg ons aan na hoofstuk 2 vers 4a en daar staan: Almal is met die Heilige Gees vervul. En dan ons derde gedeelte wat ons saam lees is hoofstuk 2 vanaf vers 14. Daar staan geskrywe: Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die oggend. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op julle dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit dat dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid: Ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel.
Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, kyk ons na hierdie gedeelte, dan ontmoet ons weer vir Petrus. En Petrus was 'n baie kontroversiële mens. Hy was 'n baie impulsiewe mens gewees. Ons het al voorheen so 'n bietjie by hom stilgestaan en ek wil net kortliks herhaal waarby ons toe stilgestaan het. Ons het gehoor dat hy sy visnette net so in die water gelos het toe Jesus hom en sy broer Andreas geroep het om sy disippels te word. Dit was ook hy wat vinnig uit die skei uit afgeklim het en op die water wou loop, maar gesink het toe die golwe rondom hom te groot begin raak het. Dit is hy wat meer as een keer uit sy beerd uit gepraat het. Hy was ook die een wat die soldaat se oor afgekap het in die tuin van Getsemane. Petrus het ook weggehardloop toe Jesus gearresteer is. En daardie selfde nag nog, toe 'n diensmeisie in die binnehof vir hom gevra het of hy nie een van die volgers van Jesus is nie, het Petrus vir Jesus 3 maal verloon. Wat 'n bejammeringswaardige mens was hy nie. 2 maande later lees ons weer van Petrus, hierdie keer in Handelinge 2. Hier kry ons vir Petrus waar hy besig was om die skare toe te spreek. En hy praat hier met gesag. Hy getuig oor Jesus Christus, wat hy 2 maande van tevore verraai het. Die mense wat na hom staan en luister aandagtig na hom. 'n Mens kan amper nie glo dat dit dieselfde mens is nie. Wat 'n bewonderenswaardige mens was hy nie. En dan kan ons opreg die vraag vra, wat is die verskil tussen die Petrus voor Pinkster en die Petrus op Pinksterdag? Wat het gebeur? Wat het die verandering gebring? Die dag toe Jesus na die hemel toe opgevaar het, het hy aan sy disippels die opdrag gegee om in Jerusalem te bly en vir die uitstorting van die Heilige Gees te wag. En hulle het dit ook gedoen. Hulle het daar gebly en hulle het gewag. En daardie nag het die Here Jesus vir hulle gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Vir 10 dae nadat Jesus die belofte vir hulle gegee het, het hulle in Jerusalem gebly en het hulle saam gebid. Hulle het die dae in gebed deurgebring. Ons lees dat hulle eendragtig was. Hulle het een begeerte gehad en dit was om die Heilige Gees te ontvang. En op daardie dag is die belofte vervul. Almal, let wel, almal is met die Heilige Gees vervul. Handelinge 2 vers 4. Dit beteken in kort dat Jesus in die persoon van die Heilige Gees in hulle kom woon het. Petrus sou Jesus hiervandaan nie net ken as iemand wat hy in die vlees ontmoet het nie, maar een wat een met hom geword het, deur die Heilige Gees. Dit word nou 'n geestelike
verhouding. Jesus woon in Petrus en hy word Petrus se kragbron. En wat 'n getuienis het nie op Pinksterdag vanuit Petrus uitgegaan nie. Jy kan nie dink dat dit dieselfde mense was wat vroeër vir Jesus verloon het nie. Almal kon sien dat hier iets groots met hierdie man se lewe gebeur het. Ons het dalk nie vir Jesus geken in die vlees soos Petrus nie, maar dit beteken nie dat ek en jy nie vir Jesus kan ken nie. Net soos wat Jesus deur die Heilige Gees in Petrus se lewe kom bly het, kom tree hy ook met elkeen van ons wat in hom glo in 'n verhouding. Deur sy Gees kom woon hy in elkeen van ons wat in hom glo. Petrus en die disippels het vir 10 dae voor Pinkster in gebed volhard. Ek is seker daarvan, elkeen van ons kan ook van so 'n gebedsgeleentheid getuig. Van tye wat ons ook in gebed deurgebring het. Van tye wat ons harte vir God oopgemaak is. Van tye wat ons in afwagting op God gewag het. Wat ons hom opnuut ontdek het en wat hy homself opnuut aan elkeen van ons kom openbaar het. Wat hy vir ons nuwe en verrassende dinge kom leer het. In sulke gebede is dit nie God wat verander nie. Dit is ons wat verander. En Petrus se lewe spreek daarvan. En ek is seker daarvan dat as jy mooi gaan terugdink, dan gaan jy besef dis sulke momente wat jou verhouding met God kom verander het, wat jou as individu kom verander het, wat vir jou iets nuuts oor jouself kom leer het, of wat jou selfs nader aan God gebring het. Dalk kan ons sê, wanneer ons bidend op die Here wag, dan daag die Heilige Gees op en kom verander hy ons binneste. Maar dan moet ons wagtend wees, wagtend op die Here. En op hierdie manier kom trek God ons nader aan hom, sodat ons meer en meer soos hy begin lyk. Geliefdes, is dit nie 'n bemoedigende gedagte nie? Deur sy Gees werk God aan ons en kom vorm hy ons tot sy wil en tot sy eer. Geliefdes, Pinkster was nie net vir die disippels nie, dit was vir die hele kerk gewees. God is steeds aan die werk. Soos God met Petrus hulle gewerk het, so werk hy ook met en in elkeen van ons, elke liewe dag. Om Pinkster te vier sonder hierdie verwagting is sinneloos. Om Pinkster bloot te sien as 'n dag wat ons meer van die Heilige Gees ontvang, is ook nie reg nie. In Petrus se boodskap op hierdie Pinksterdag leer hy dat dit 'n verkeerde verwagting is. Ons ontvang nie net meer die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees kry ook meer van ons. Hierin het Petrus sy gehoor op Pinksterdag gelei en ons kan ook by hom gaan leer. Daar was 'n vraag wat uit die gehoor uitgekom het en die vraag wat hulle gevra het is, wat moet ons dan doen? Handelinge 2 vers 37. Die Gees van God was besig om te werk en Petrus was toe reeds gereed met 'n antwoord. En hy kom gee in vers 38 vir hulle die antwoord. Hy sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En God sal julle sonde vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Dit gaan oor 'n innerlike verandering wat na vore moet kom, 'n gesindheidsverandering
wanneer daar gepraat word van bekeer julle. Maar dis ook uiterlik, daar moet uiterlik 'n belydenis kom van hierdie handeling, 'n aksie. Dit moet opgevolg word as 'n simbool van hierdie vergifnis wat ons ontvang. In hulle geval was dit die doophandeling wat dit bevestig het. Neem 'n besluit, staan op en dan volg die mooiste belofte en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Kan jy jouself dit voorstel? Hierdie eens kritiese gehoor luister na die geesvervulde Petrus. En dan kom 3000 van hulle tot geloof. Wat 'n opskudding moes dit nie gemaak het in Jerusalem nie. En as 'n mens mooi daaraan dink, voel ons vandag nog steeds die trillings van daardie dag, meer as 2000 jaar later. Jesus verander vandag nog mense se lewens deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Die mense wat op Pinksterdag deur Petrus se prediking tot geloof in die Here Jesus gekom het, se lewens het verander. Nie net het hulle toegelê op die leer van die apostels nie, daar was ook onderlinge verbondenheid tussen hulle, wat veral sigbaar geword het in die gemeenskaplike maaltyd wat hulle saam gevier het. Ons lees dat hulle elke dag saamgekom het en saam geëet het. En ek dink dat dit dalk die grootste trekpleister van die vroeë kerk was, wat gelei daartoe dat mense tot geloof gekom het. Daar was ook gebedsgeleenthede waar hulle saamgekom het en deur die kragtige werking van die Heilige Gees in die teenwoordigheid van Jesus Christus gekom het. Wat 'n voorbeeld is dit nie vir ons nie. Ons met ons besige programme wat nooit tyd het om na die samekomste of die byeenkomste van die gemeente te kom nie. Dis juist tydens hierdie geleenthede, die gemeenskaplike maaltyd, die gebedsgeleenthede, wat die Heilige Gees kragtig gewerk het. Natuurlik was daar toeskouers wat net gekyk het en rondgestaan het, maar in Petrus se boodskap is die oproep baie duidelik. Staan op en klim van die paviljoen af. Die vraag aan Petrus was duidelik: wat moet ons doen? Petrus het geantwoord: bekeer julle, laat julle doop. God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees ontvang. Hulle het dit gedoen en daardie gehoorsaamheid het hulle hele lewe verander. Daardie verandering was sigbaar vir elkeen om te kan sien. Dit het nie net hulle lewens verander nie, maar ook die gemeenskap waarin hulle gelewe het. Die vraag wat ons vandag vir ons moet vra is: het ons opgestaan? Het ons gedoen? Het dit ons lewe al verander? Verander dit die gemeenskap waarin ons lewe? Geliefdes, ek wil kom afsluit deur die volgende te sê: Petrus bly vir elkeen van ons 'n voorbeeld. In sy jonger dae was Petrus impulsief. Hy het al die antwoorde gehad, of so het hy gedink. Hy het uit sy beerd uitgepraat en was soms baie voor op die wa. Sy gedrag was onsensitief, ondeurdag en onvolwasse. Toe hy die geleentheid gehad het om van Jesus te getuig, het hy hom 3 keer verloon. Toe die haan daardie nag gekraai het, het hy besef wat hy gedoen het en hy het buitentoe gegaan en hy het bitterlik gehuil. Met Jesus se leiding en onder die invloed van die Heilige Gees het Petrus meer geestelik volwasse geword, meer verstandig begin optree en 'n meer Christusagtige karakter ontwikkel. Wat het dan gebeur
wat alles in Petrus se lewe verander het. Die Heilige Gees het gebeur. Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort. Die disippels is almal met die Heilige Gees vervul. En dan lees ons in Handelinge 2 vers 14, dat Petrus opgestaan het en begin praat het. Hy doen dit onder leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het sy lewe verander. As ons kyk na wat hy bereik het, is dit duidelik dat Petrus 'n wyse en 'n vreeslose leier geword het. Hy was nie bang om op te staan vir die evangelie nie. Petrus en sy belydenis oor Christus word die rots op wie die Here sy kerk bou. Petrus se verhaal help ons om te onthou dat ons verlede, ons tekortkominge, ons bekommernisse, selfs ons misdade en al ons foute, al hierdie dinge wat ons so graag as verskonings gebruik, God se grootste vreugde is. Want dit is deur ons onvolmaaktheid dat God sy genade en krag ten volle in ons kan kom tentoonstel. Dit herinner ons dat dit nie ons is wat so oulik is nie, maar dat dit God is wat so sterk is. Die vraag wat ek en jy vandag vir onsself moet vra is, het ons al van die paviljoen afgeklim? Ons tema is geloof in aksie. Het ek en jy al oorgegaan tot aksie? Want geliefdes, as ons 'n kind van God is die Heilige Gees in ons. En dan is ons opdrag om op te staan en te gaan werk. Om toe te laat dat die Gees in en deur ons werk. En om 'n verskil te gaan maak in die wêreld daar buite. Ons moet begin by ons gesinne, by ons gemeente, en dan uitgaan na die gemeenskap en na die wêreld toe. Het jy al oorgegaan tot aksie? Amen. Kom ons bid saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom sê vir U dankie. Dankie vir hierdie bekende teksgedeelte wat ons al so baie gehoor het in Pinkstertyd, maar dankie dat ons opnuut daardeur aangeraak is. Dankie dat ons gehoor het dat die Heilige Gees binne in ons is, maar dat die Gees ons verander, dat die Gees ons skaaf, dat hy met ons werk, dat hy ons leer, dat hy ons toerus, sodat ons die mens kan word wat U wil hê ons moet word. En dankie dat ons gehoor en gesien het dat U mense wat foute maak, mense wat stikkend is, mense wat seer het, gebruik om vir U te werk, om diensbaar te wees. Ons moet net gewillig wees, soos wat Petrus gewillig was. Ons moet net toelaat dat die Gees in en deur ons werk, soos wat die Gees hom verander het, so moet die Gees ons ook verander. En dan moet ons soos Petrus opstaan en doen. En dit is daar waar die pap gewoonlik op die grond val. Want ons wil verander word, ons wil nader aan U beweeg, ons wil deur die Gees geïnspireer word tot ons eie voordeel. En ons wil niks verder doen nie. Ons wil net aan die ontvangkant wees. Ons wil nie opstaan en gaan werk en gaan uitdeel nie. En ons vra dat U ons hiermee sal help. Dat U ons nie net sal toerus nie, maar dat U ook vir ons die begeerte sal gee om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak, om te gaan verkondig, om te gaan deel, ons geloof in aksie oor te laat gaan. Vader, help ons daarmee. Sonder U hulp en sonder die hulp van die Heilige Gees gaan ons dit nie kan bereik nie. Help ons ook om nie in onsself te twyfel nie. En wanneer ons wel in onsself twyfel, om in U te glo en te glo dat U ons kan gebruik. Dankie dat ons dit mag bid in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom die teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here.
Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na siel, gees en liggaam so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weerkom. Die genade van God die Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.